'n nuwe Rubicon word ontbloot. Ek dink een van die belangrike goed in die oorgang, jy weet, wanneer 'n ou van een fase in jou lewe na 'n ander een toe gaan, is, as ek maar net geweet het. Maar wanneer dit op jou pad kom en wanneer jy in hierdie onsekerheid ingang, of baie keer is dit amper soos 'n, jy weet, so 'n donker gat wat jy moet ingaan, dan is daar twee goed. Die een is isolasie. Mense is geneig om goed alleen te doen of alleen aan te pak. En die ander een is net onsekerheid. En in daardie konteks, jy weet, as ek maar net geweet het. Ironies genoeg leef ons in 'n tyd en 'n era waar ons baie weet, ons weet alles. Dis maklik om die data te kry, dis maklik om te analiseer, dis maklik om die navorsing te doen en vinnig by antwoorde uit te kom. So, nie baie anders as hierdie omgewing waarbinne ons is nie, 'n baie komplekse omgewing. En dis waar ons verkeerd gaan. Ons wil die kompleksiteit beklei. Wat ons moet beklei is die feit dat ons goed soms net te gekompliseerd maak. Daar's niks fout met kompleksiteit nie, maar dis wanneer ons en veral ons as mense eenvoudige goed net te gekompliseerd maak. En as ek terugkyk op my eie reis, hoe dat ek ook vanuit my onsekerheid, jy weet, nie altyd raakgevat het of onseker was of bang was. Net te bang. En een so 'n lekker metafoor van as ek maar net geweet het, is iets soos hierdie witgatboom wat hier agter my is. En jy weet, dit kon net sowel die krumetart gewees het of die marula. Die punt is, hierdie blaartjies van die jong marula, die jong witgat kan jy lekker opkook in 'n spinasie. Dis 'n droë warm dae is dit 'n lekker plek vir skaduwee. As jy hierdie wortel uitgrawe, dis harde werk, ek weet dit, maar as jy hierdie wortel uitgrawe, is 'n dik wortel, 'n groot dik wortel, en dan sal jy binne in hom, jy weet, sulke lote kry, en dan vesel rondom die lote. En deur dit net in klein blokkies te kap en dit te rooster, verkies ek in 'n pannetjie, en dan daai brandsel af te krap, maak jy die lekkerste koffie wat daar is. En so kan jy daai selfe vesel vat en dit opkook in water in 'n spinasie wat lekker pap maak. Of as jy wil, kan jy dit fyn maal en dit gebruik as 'n preserveermiddel vir vleis. Daar's meer, maar kom ek stop daar. Die punt is, in my lewe, as ek maar net geweet het. Nou, een van die metafore wat my gehelp het om aan te beweeg, wat ek self baie gebruik het, en vir 'n rede, omdat dit op beginsels gebaseer is, meer as enigiets anders, was die wêreld van spoorsny. En ek wil jou graag daaroor iets vertel. In 'n tyd van onsekerheid, die belangrikheid van om byvoorbeeld inset te vat. Ons is geneig om alles op ons eie te wil doen. Ons wil dit self ontdek of herontdek, en ons wil hierdie groot stappe in ons lewe eksploreer. Maar ons doen dit in isolasie. En die punt is, op jou eie weet jy net soveel. So as ek maar net geweet het, die belangrikheid of die waarde van inset, of die feit dat jy partykeer rondom jou in 'n vriendekring of in 'n gemeenskap kan ek wil amper sê inplug en sê, ouens, hier is my storie, wat sien julle? Help my net om te sien wat ek nie sien nie. As ek maar net geweet het, nie net dat dit moontlik is nie, maar hoe eenvoudig en hoe belangrik dit is om eerder so om te gaan met hierdie wêreld. As ek maar net geweet het dat die meeste van die goed wat ek oor bang was, oor onseker was, sou nooit gebeur het nie. Ek meen, wat is die kans? En op 'n manier was dit een van die goed wat oorlewing my geleer het in die Afrika wildernis. En dit is dat ons is so geneig om, jy weet, om op die buitenste sirkel te fokus van die goed rondom ons, die goed waar ons niks kan doen nie. Daai leeu's wat vanaand sal steun en brul en jy hoor hulle, daai geluide. Dis goed waar jy niks kan doen nie, hulle loop waar hulle wil. Maar daar's 'n binnekring, 'n binnesirkel, dit wat naby my is, wat ek kan beïnvloed, wat ek kan beter maak. Ek kies waar ek slaap vanaand. Ek kies hoe sterk is daai skuiling wat ek bou om die leeu's uit te hou. Ek kies of ek moeite doen om die regte stokke by mekaar te maak vir vuur maak.
Maar dan weer, as ek maar net geweet het, watter stokke is die beter stokke. As ek maar net geweet het, dit vat 'n paar dae om die stokke droog te maak, voordat ek uiteindelik die vuur kan draai. So, in hierdie tyd waar ons is die inligting wat ons soek, baie meer beskikbaar as wat ons dink. Ons sukkel om vanuit die oorvloed, wil ek amper sê, jy weet, te kan sif na dit wat regtig belangrik is en hoe eenvoudig dit dan is. En op daardie manier moet ons dan die gecompliseerdheid uit die samelewing uithaal. Ek dink daar is 'n ander belangrike ding en dit is dat ons sien nie altyd die waarskynlike nie. Inteendeel, ons is amper blind. Dit is amper soos 'n blinde kol, 'n skotoma, vir dit wat reeds daar is. Dit wat voor jou is. Maar jy sien dit nie. Tot iemand die spieël ophou en sê, maar kyk hier. En dan sien ons dit. En soms mislei ons onsself deur nie die waarskynlike te doen nie. Ons doen dit doelbewus. En dan rasionaliseer ons die goed en ons verloor onsself. Dit terwyl ons as mense eintlik die vermoë het om jy weet, om eintlik baie vindingryk met hierdie planeet om te gaan en met die geleenthede en so ons besighede en so ons verhoudings en samelewingsgoed. Dit kan nie so gecompliseerd wees nie. En tog maak ons dit gecompliseerd. Ek dink, jy weet, vir my persoonlik, ek het gedink, jy weet, my militêre loopbaan sou dit bly, dit sou dit wees. En ergens sou ek 'n streep op die grond kon trek en sê, dis dit, ek het geleef, ek het goed gedoen en is game over. En wat ek nie geweet het nie, of as ek maar net geweet het, dat daar is nie 'n streep om te trek nie. En ek was nie bedoel om my streep te trek nie. Ja, dat het goed gebeur. En omstandighede het gemaak dat ek keuses gemaak het en gesê het, ek gaan links of ek gaan regs. Maar die reis het aangegaan en die reis gaan deur. En jy kan nie daai streep trek en sê, dis game over nie. Ek het nie besef dat, jy weet, baie van die doelwitte wat ek gejaag het, is goed wat eintlik reeds geïnvesteer was in my. En dit was nie noodwendig goed buite my, wat my suksesvol sou maak of meer suksesvol nie. Ja, ons is almal uitgelewer aan sukses goed soos, jy weet, 'n klomp materiële goed en jy het 'n huis nodig en 'n motorkar en 1000 ander goed. Maar daar's baie meer as dit. En daai investering van wat reeds daar is wat jy moet kan ontsluit. Ten einde meer suksesvol te wees en om die waarheid te sê, eintlik 'n meer sinvolle lewe ook te ervaar. Ek het op 'n stadium gedink, die goed wat ons doen, die oorlog as jy wil, die bedreiging wat daar was, is alles. Ek bedoel, alles het gewentel rondom dit. En in ons land was dit so. En ek dink in 'n sekere sin het ons van hierdie goed net te ernstig gevat. En ek was ook 'n slagoffer van dit, waar ons goed te ernstig vat. En ek moes geleer het om het makliker te vat. Ek moes geleer het om jy weet, die humor en die snaaks ook raak te sien en nie so hard te beklei vir die goed wat ek gedink het vir my so belangrik is nie. Ek moes geleer het om minder, kan ek maar sê, veroordelend te wees. Want omdat ek oortuig was van die goed wat ons gedoen het en waar ons geglo het dit my ook in 'n sekere sin veroordelend gemaak. En daar's 'n baie dun lyn tussen om veroordelend oor iemand te wees en net goed te wees met dit wat jy doen. So hierdie het ek nie verwar met wat dit beteken om 'n professionele soldaat te wees nie, maar ek moes dit vervang met iets anders. En daai iets anders is onvoorwaardelike liefde, is omgee. Ek kan nie meer na mense kyk as net objekte nie. En hierdie was 'n groot transformerende skuif ook in my denke rondom, jy weet, hoe gaan ons vorentoe sinvol in 'n samelewing wat so divers is en so anders en so verskil. So aan die een kant moet jy verstaan, hierdie diversiteit is eintlik dis hoe dit moet wees. Dis waar jou krag lê. Maar nie as jy dit beklei nie. Nie as jy veroordelend daarna kyk nie. Nie as jy dink jy
jy weet, jy's beter as iemand anders nie. En ek moet eerlik sê, ek het van my beste tye gehad in die transformasieproses in die weermag, ook in na 94, toe ons integreer met ouens wat letterlik aan die ander kant van die draad was. En nou beplan ons saam aan 'n nuwe weermag, 'n nuwe strategie, 'n nuwe manier van doen. Is dit maklik? Nee, is glad nie wat ek sê nie. Maar ek moes leer dat dit oukei is. En dat die lewe het by 'n fase verbygegaan en daar's 'n nuwe wêreld wat voor my oopbreek. En of ek gaan sit in sak en as en kry myself jammer, of ek speel hard terug en ek lewer 'n sinvolle bydrae en ek maak die plek werk en maak dit beter. Dis 'n besluit, dis 'n keuse, dis 'n ingesteldheid. En vir my was dit 'n ingesteldheid wat belangrik was. Inteendeel, daar's iets anders wat ek dink vir my nogal diep gesny het, en dit was om nie te dink, dis nie die wat van hierdie lewe nie, dis nie die grade wat jy verwerf in jou studies, of die pos wat jy beklee, of die parkering wat jy het in die besigheid nie. Op die ou ende is dit die hoe van die lewe. Dis hoe jy kies om met mense te praat, hoe jy kies om met jou gesin en jou familie om te gaan wanneer jy by hulle is vanaand. Hoe jy kies om jouself te handhaaf in die samelewing. Dis die hoe van die lewe. Wat op die ou ende dink ek die groter bydraende faktor is tot sinvolheid. Uit die aard van die saak was ek nie in 'n jy weet, gesagsposisie of 'n bevelsposisie waar ek regtig die toekoms kon bepaal of beïnvloed nie. So jy's maar in 'n sekere sin uitgelewer aan hierdie groter prosesse soos wat hulle uitspeel. Maar ek dink wat vir my in 'n sekere sin 'n Rubicon oomblik was, is toe ons reeds by die punt van integrasie begin verbygaan. En ek begin saamwerk met mense wat anders as wat ek gedink het, eintlik baie dink soos wat ek dink. Daar was 'n oomblik in die transformasieproses waar, jy weet, 'n baie senior persoon vir my gesê het, hy dink die goed wat ons probeer doen gaan nie werk nie. En ek weet dit is als relatief en ek kan vandag terugkyk en sê ja, miskien het dit nie so goed gewerk nie. Maar op daai oomblik was daar amper 'n belief, ja, 'n oortuiging wat gesê het maar dit gaan nie werk nie. Hoekom? Want ons is te uniek anders. Ons is net te verskillend. Ek het nie saamgestem nie. Vir my was dit eerder 'n geval van ja, ons het ons verskille. Ons het anders groot geword, ons het anders geleer. Maar weet jy wat, net onder die oppervlak is daar 'n gemeene deler. En in daai gemeene deler soek ons baie meer dieselfde. Ons soek almal die beste vir ons kinders. Ons soek almal die beste vir ons besighede. Ons soek almal die beste vir die organisasie wat ons probeer bou. En as ons net deur hierdie oppervlak kan kom en werk met dit wat reeds daar is, het ons 'n kans. En omdat ek so gedink het ek baie vinnig die mense beleef wat eintlik maar net soos ek dink en eintlik net dieselfde goed soek. En dit was eintlik vir my baie maklik om die brug te slaan. Die Rubicon het vir my miskien 'n bietjie van 'n ander betekenis gekry toe ek jare later spesifiek binne die pos waar ek was ook bevorder moet word. En ek het amper hierdie teleurstelling van, jy weet, ouens gebruik nou presies die goed wat ek gedink het ons agter ons neergesit het, om te sê, maar dis nie jy nie, of dit gaan jou nie toekom nie. En jy besef dat jy by 'n kruispunt kom, van of bly en wag en miskien een of ander verwagting, of jy gaan iets anders oopbreek, wat dalk intuïtief nog altyd daar was. Jy het net hierdie oomblik nodig gehad om daarby uit te kom. En ek moet eerlik vir jou sê, toe ek jy weet, eers begin werk het in besigheid, was daar 'n ander Rubicon waar jy weet, ek het geprobeer kapitaliseer op die ervaring en die kundigheid wat ons gehad het rondom opleiding en leierskap en al hierdie goed. Maar ek het baie vinnig besef dat hierdie goed impakteer nie noodwendig op die, kan ek maar sê, die bottom line van daai besigheid nie. Ons doen goeie werk en die kliënt is tevrede en ons is hier op die oppervlak besig om die meubels rond te skuif. Maar daar's baie fundamentele goed wat moet verander voordat jy by die oplossing uitkom wat jy eintlik wil hê. En dit op sigself was een van die groot keerpunte in my lewe.
En ek het begin besef die belangrikheid van denkraamwerke. Met ander woorde, hoe mense dink en hoe hulle geoefen is om te dink. Tot dit nie skuif nie, sal mense se gedrag en goed net nie verander nie. En 'n baie praktiese voorbeeld, as iemand groot geword het, jy weet, met skaarsheid, as 'n manier van doen en leef. En ek probeer, jy weet, aan hom verduidelik die belangrikheid van iets soos oorvloed. En dat hierdie plek na alle waarskynlikheid geskep is, of gemaak is, of aan mekaar gesit is, meer vir oorvloed as skaarsheid. Ja, ek weet as ons rondom ons kyk, sien ons ook die ander goed, maar inherent tot dit is daar oorvloed. Maar jy kan dit nie sien nie. Dan help dit nie, ek probeer jou kry om jy weet, te leef en op te tree, soos iemand wat sy lewe leef vanuit die oorvloed nie. Is miskien nie 'n goeie voorbeeld nie, maar dit is tog 'n goeie voorbeeld, want jy weet, in besigheid word mense geoefen vir skaartigheid. Ons word geoefen vir kostebesparing. Ons word geoefen om nie, jy weet, nog 'n stuk uitrusting hier neer te sit, net sodat ouens beter kan presteer nie. Die punt is, wanneer ons so dink, dan maak ons baie keer die besigheid arm. Ons maak hom eintlik toe. Want jy weet, in daai interspel tussen spaar en spandeer, is spandeer baie keer die beter opsie. Maar hoekom sal dit so moeilik wees? Dit gaan nie net daaroor of jy geld het of nie, dit gaan oor 'n manier van dink. En ek moes leer dat daar in alle waarskynlikheid meer oorvloed is. Ek moet sê, op my gesamentlike stafkursus was een van die definierende punte vir my, was toe ons aan die einde van die kursus 'n groot aanbieding gemaak het, oor hoe dink ons die studente moet die weermag van die toekoms lyk en hoe moet hy georganiseer word, en ons het, jy weet, opgekom met 'n ontwerp. En die senior leiers wat daar was, het na ons ontwerp geluister, maar omdat hulle geweldig gefragmenteerd is in hulle denke, met ander woorde, die leer dink leer, en die lugmag dink lugmag, en die vloot, en ons het gekom met 'n totaal ander konsep amper, van hoe om te gaan met die uitdagings van Afrika, en vredesoperasies en ondersteuningsrol. Daarom beteken dat jy het ander uitrusting nodig, jy het ander vliegtuie nodig, jy het ander maniere van doen nodig. En dis nie, dit het net nie afgegaan nie, dit was net nie goed genoeg nie. Vandag staan ek hier, hoeveel is dit, 20, 30 jaar later, en ek sien die nood. Ek sien, jy weet, 'n weermag wat moet kan doen wat ons 30 jaar terug gesê het hy moet kan doen. So wat is dit wat sal maak dat jy dit sien of nie sien nie? Vir my was dit defining oomblikke, want dit het vir my gesê dat, jy weet, op 'n manier sien jy tog wat ander mense nie altyd sien nie. En miskien kan dit een van jou drywers word. En miskien is dit die bydrae wat jy lewer in 'n samelewing wat so sukkel en vasgedraai is, en 'n land wat soveel uitdagings het. En wat ons nodig het is, jy weet, om te kapitaliseer op hulle wat sien wat ons nie sien nie. En ek sou myself, jy weet, eerder in daai rol wil sien as in enige ander rol.